Goeienaand broeders en susters, kom ons sit so en dan raak ons 'n oomblik stil in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing uit Psalm 95, die eerste en die tweede vers, waarna ons saam sal bid. O Here onse God, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om elke Sondag, ook so as die kinders hier in 'n kerkgebou by mekaar te kan kom, om mekaar ons ook broers en susters te kan noem, en om saam in die vreugde te kan kom deel, om te mag weet, ons sondeskuld is vergewe. Dankie dat ons vanaand ook aan U al die lof en die eer en die aanbidding van ons harte kan toebring, wetende daar is niks in die skepping wat ons meer van U liefde kan skei nie. Want ons Here Jesus Christus het vir ons sondeskuld betaal met sy kosbare bloed. Hy het ons verlos van die duiwel en al sy werke. Ja, elkeen van ons kan nou lewe met die wete dat daar nie eers 'n haar van ons kop kan val sonder U heilige wil nie. Lewe met die wete dat U alles ten goeie laat meewerk vir die wat U liefhet. Daarom wil ons vanaand ook ons liefde vir U bely en vra dat U deur die Heilige Gees ook ons in ons liefde vir U sal versterk. Dat die liefde wat in ons is deur die werk van die Gees, die verkondiging van die evangelie van ons Here Jesus Christus, dat daardie geloof sal groei en sal vrugte dra, vrugte van werklike dankbaarheid. Daarin dat ons elkeen na ons eie lewe sal kyk en sal stry
en oorwin oor die sonde in ons lewens. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons gaan vanaand, broeders en susters, stil staan by 'n vraag wat in die katekismes gevra word. Hoe kan daar vir ons sondeskuld betaal word? En ons gaan daarby stil staan in die lig van Markus hoofstuk 8 vanaf vers 34 tot by hoofstuk 9 vers 1. Kom ons luister saam daarna. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie hom dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele en bekleed is met dieselfde heerlikheid as sy Vader. Verder het hy vir hulle gesê: Dit verseker ek julle, daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe voordat hulle gesien het dat die koninkryk van God met krag gekom het nie. Dit dan ons teksgedeelte vir vanaand. En dan in besonder ook ons kerngedeelte is daar in vers 35 waar Jesus dan dit ook so mooi sê, want sê hy, wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? En dan die vraag, wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Dit dan ons teksgedeelte. Nou kom ons sing saam, broeders en susters, ons tema vir vanaand, hoe sal ek van my sondes verlos word? Dan staan daar net Christus kan vir ons sondes betaal. Nou in Skrifbreuming 15:2 vers 4 sing ons daarvan van die dag toe Jesus Christus vir my en vir jou sondeskuld betaal het. So kom ons staan en dan sing ons saam Skrifbreuming 5:2 vers 4. Dan kyk jy mooi wat staan daar oor wat het met Jesus Christus ons Here aan die kruis op Golgotha gebeur. Ons staan vir die sing daarvan, daarna kan ons weer ons sitplek inneem. Belangrik, broeders en susters, in die Heidelbergse katekismes het ons nou al die hele jaar elke Sondag aan dit gehoor van die mense totale verlorenheid in die sonde. Daar's vir ons duidelik gewys hoe dat elkeen van ons, van Adam af tot by die jongste baba wat sopas in die wêreld gebore is,
aan die vervloeking van God onderwerp is. So het ons dit by herhaling gehoor, daar's geen mens wat sonder sonde is nie, selfs nie een nie. Almal is skuldig, almal het gesondig. En hoor hoe skerp sê Paulus dit in Romeine 3, hy sê, almal is in die mag van die sonde. Alle mense is in die mag van die sonde. Daar staan immers geskrywe, daar's nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar's nie een wat verstandig is nie, daar's nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar's nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Nie een enkele mens nie. Dis hoekom hy later in sy brief aan die Romeine eintlik 'n roukreet uitroep en skree, kreet waarby elke mens eintlik ons stem kan voeg en behoort te voeg. Ek elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Wie is daar wat my van my doodsbestaan sal verlos? Dis die vraag, broers en susters, waarby elkeen van ons vanaand ook stil staan in hierdie erediens. Die vraag wat gevra word, hoe kan ons van ons sondige bestaan verlos word? Soos die katekismes dit stel, hoe kan daar vir ons sondeskuld betaal word? Dit is interessant, dit is nogal 'n woord wat in die katekismes baie gebruik word, die woord betaal. Wat is my enigste troos in lewe en sterwe? Dit aan Christus behoort. Hoekom? Want hy het met sy kosbare bloed vir my sondeskuld betaal. En in Sondag 5 word dit 3 keer gebruik in verwysing na dit wat Christus vir ons gedoen het. En dis vir hierdie selfde vraag wat Jesus ons ook stel in vers 37 in ons geleesde gedeelte, wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Kan ons vir ons sonde betaal? Kan ons self vir ons sondeskuld betaal? Dis die universele vraag, 'n vraag wat elke mens raak. Want daar's nie 'n mens op hierdie aarde wat nie daarmee gekonfronteer word nie. Selfs die ongelowige se bestaan wentel om hierdie soeke na uitkoms van die doodsbestaan van die mensdom. Nou dis hoekom Jesus dan, en dis belangrik dat mense dit raak sien, in die teksgedeelte in vers 34 staan daar, Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep. In die voorafgaande gedeelte het Jesus net met sy disippels gepraat, maar as hy by hierdie vraag kom, dan roep hy die menigte mense nader en almal moet kom hoor wat hy sê. Want dit wat hy sê, raak alle mense. Ook vir ons. En vir ons is dit ook, soos vir daardie mense, daardie dag om Jesus, 'n saak wat gaan oor lewe en dood, en daarom moet almal dit hoor. Want Jesus gaan die antwoord gee op die vraag na die ewige lewe. En die antwoord, hy self is die antwoord. Jesus self is die antwoord. Geen mens of enige ander ding in die skepping kan die regverdige oordeel van God dra nie, behalwe Jesus Christus. En daarom sê hy, moet ons hom volg. En om Jesus te volg, beteken dat ons onsself deur die ware geloof aan hom verbind as sy disippels. Dit is belangrik, ons verbind ons aan hom as sy disippels. Disippels, volgelinge van Jesus. Mense wat by die leermeester kom leer. En dan sê Jesus in die teksgedeelte, jy kan dit alleen doen as jy jouself gaan verloon.
as jy jouself verloon. En dis die grootste probleem met ons as mense. Ons wil nie ons lewe behou ter wille van Christus nie, maar ter wille van onsself. Ons wil nie van die doodsbestaan verlos word ter wille van God en die eer van God nie, maar ons wil dit hê ter wille van ons eie voordeel. Ons wil almal hê dat daar vir ons sonde skuld betaal moet word, maar ons wil nie afsien van ons sondige lewe nie. Daarom sê Jesus, om hom te volg, vra selfverloning. Dat jy jou van jou eie sondige bestaan, jou eie sondige begeertes sal losmaak en sal vra na die wil van God in jou lewe. Want hoor mooi, iemand wat homself verloon, gee al die vertroue wat hy of sy in homself het of haarself het af en gaan vertrou op God vir sy of haar verlossing. Hy draai letterlik in afkeer weg, nie alleen van sondige gewoontes en sondige gedagtes nie, maar ook van sondige selfvertroue, selfs sondige godsdienstigheid. Wat bedoel ons daarmee? Godsdienstigheid in die opsig, dat daar mense is wat dink hulle kan deur die onderhouding van allerhande godsdienstige gebruike en seremonies hulle self van hulle sondes verlos. 3 mooi voorbeelde daarvan. Die eerste een in Jesus se tyd, die Fariseërs, wat gedink het hulle kan deur wetsonderhouding vir hulle sondeskuld betaal. So as jy al hierdie goed gaan regmaak en doen in jou lewe, dan is jy goed genoeg vir die koninkryk van die hemel. Bietjie nader aan ons eie tyd, in die tyd toe die katekismes geskryf is, die Romeinse kerk se afkoopbriewe. Wat het hulle gedoen met die afkoopbriewe? Dis 'n ding wat jy by die kerk kon gaan koop het, wat sê jou sondes is vergewe. So hulle het vir die mense geleer, as jy baie geld vir die priester gee en betaal, dan word jy van jou sondeskuld losgekoop. So jy betaal met die geld vir jou sondeskuld. Miskien baie naby aan ons eie deur, in ons eie geval, kry ons dit ook mense wat dink, hulle kan deur nagmaal te gebruik, gered word. Almal ken sulke mense wat met nagmaal die kerkbanke sal vol sit, maar die res van die tyd is daar geen sprake van geloofsoefening nie. So ons praat van geloofsoefening, dan sit die goed wat ons as vanselfsprekend aanvaar, om eredienste by te woon, dankoffers te gee, deel te neem aan gemeenteaktiwiteite en ook nagmaal. Maar al hierdie mense van wie ons nou gehoor het, die Fariseërs in Jesus se tyd, die Romeinse mense, die mense van vandag, waarmee is hulle besig? Hulle is in al hierdie gevalle soos die mense wat die toring van Babel gebou het. Hulle is besig met 'n nuttelose projek, want hulle doelwit kan hulle nie bereik nie. 'n Mooi beeld te gebruik, ek dink jy kan 'n toring bou om in die hemel uit te kom. Elke keer as jy iets goeds doen, dan is daar nog 'n trappie wat jou nader bring. Elke keer as jy geld vir die kerk gee, is jy nog nader. Elke keer wat jy nagmaal gebruik, dan is jou pad mos oop. Maar wat gebeur? Sodra jy weer in sonde val, dan stort die toring in duie, dan is dit weer 'n verwarring. Alles te vergeefs. Want dit gaan oor jou eie planne, jou eie dade, jou eie inisiatiewe en nie meer die navolging van Christus nie. En so verloor hulle die kern van die Christelike geloof. Die basiese van die godsdiens wat ons moet bely. Waarvan praat ek? Net Christus kan vir ons sondes betaal. Net Christus kan ons sondeskuld betaal.
En dis wat ware geloof, ware bekering, ware heiligmaking is. Ja, dis die werk van die Heilige Gees in ons lewens. En dit bring ons om Jesus te volg, ongeag die gevolge wat dit dalk ook vir ons inhou. Hoor hoe sê Jesus dit, wie sy aardse sondige lewe wil behou, sal dit verloor, sê Jesus. Mense wat vashou aan hierdie sondige lewe is soos die ryk dwaas, wat in 'n ander gelykenis waarvan ons hoor wat gedink het sy aardse skatte kan vir hom vrede gee en voorspoed gee. Wat gedink het ekonomiese welvaart en plesier en roem gaan vir hom 'n lekker lewe bring. Maar toe sterf hy. En daardie dag verloor hy nie net al sy besittings nie, hy verloor ook sy lewe. Dis hoekom Jesus dit vra, wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Dink jouself vir 'n oomblik in. Iemand kry al die versekerde rykdom, al die skatte, al die hulpbronne van die wêreld as persoonlike eiendom. So 'n persoon sal letterlik die rykste man op die wêreld soos 'n kerkmens laat lyk vandag. Sal gewilder wees en magtiger wees as enige wêreldleier. Maar selfs dit sal nie genoeg wees om te betaal, om te gee in ruil vir sy lewe nie. Want ons kan niks gee nie. Jesus het gegee. Daarom sê Jesus, die wat hulle lewe ter wille van hom verloor, sal gered word. Om Jesus te volg, vra onvoorwaardelike vertroue in dit wat hy vir jou gedoen het, dat hy vir jou sondeskuld betaal het. En dan 'n pad van stryd teen jouself en jou eie sondige natuur. Wie so lewe, sê hy, sal sy lewe behou. En sal nie sterf, sê hy, voordat hulle die koninkryk van God sien kom het nie. En ons almal kan ons indink hoe Jesus se disippels, die mense wat daardie dag daar om hom was, die koninkryk gesien kom het. Hoe het hulle dit nie ook besef nie? Stel jouself voor die dag toe Jesus sterwe, ons het net nou daarvan gesing. Die duisternis, die aardbewings, die grafte wat oopgaan, die geskeurde gordyn. Hulle het dit gesien. Dink jouself in daardie Sondagmôre toe die vrouens daar kom en later die disippels en hulle sien die leë graf vir die eerste keer, die engele wat daar sit. Jesus self wat daardie dag aan hulle verskyn en ook aan ander mense verskyn. Die hemelvaart. Toe hy op die wolke weggevoer word met seënende hande, die koning oor die konings van die aarde. Dink jouself aan Pinksterdag, die gebeure daarna in Jerusalem en Samaria tot in die uithoeke van die wêreld, die uitbreiding van die kerk, soos 'n veldbrand oor die aarde. Dis alles tekens van die koninkryk wat die mense daardie dag saam met Jesus gesien het en beleef het. Tekens wat vir elkeen van ons kom wys, daar wag 'n groter heerlikheid vir hulle en vir ons. 'n Groter heerlikheid vir elkeen wat in Jesus Christus glo. Maar net vir die wat in Jesus Christus glo. Hoekom? Daarmee sluit ons af, want dis die antwoord. Die enigste antwoord, die antwoord waarna die hele wêreld eintlik soek. Wie sal my van die doodsbestaan verlos? Aan God die dank, hy doen dit
deur Jesus Christus ons Here. Jesus Christus is ons middelaar. Hy het vir ons sondeskuld kom betaal aan die kruis. En daarom die volgende keer as jy wonder, hoe sal ek verlos word? Net Christus. Christus alleen. Christus het vir jou sondeskuld betaal. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, daar is soveel dinge waarvoor ons dankbaar is en dankbaar moet wees. Maar vanaand wil ons hier in besonder dank vir ons Here Jesus Christus, wat ook my sondeskuld betaal het. Daar aan die kruis op Golgotha was dit my sonde wat op hom afgehardloop het, my sondeskuld wat van hom geëis is. Alles sodat ons kan lewe. Ja, lewe selfs al het ons ook op hierdie aarde gesterwe. Help ons dan om onsself te verloon, ons heiland te bely en ons saligheid buite onsself in Christus te soek. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing Skrifpryming 5:3. Ons sing daarvan die eerste en die tweede vers. Jy sal ook sien hoe kom ons dit sing wanneer ons dit sing. Kom ons staan.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen.